Hy gaan wees my wonder en hy neem my in sy soort. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Hy gaan wees my wonder en neem my in sy soort. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Die priester staan voor my, die rafiek staan voor my. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Hy gaan wees my wonder, hy neem my in sy soort. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Hy gaan wees my wonder, hy neem my in sy soort. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Die goeie Samaritaan, hy het my Ons gaan vir Brother Shelton vra om die woord te sê. Om ons buig ons hoofd en sluit ons oë. Hemelse Vader, Here, vanmôre benader ek die troon van geregtigheid, Hemelse Vader, Here. Here, daar is die woord van U, Hemelse Vader, Here. Here, seën hierdie woord, Hemelse Vader, Here. Here, wat geuiter sal word, Hemelse Vader, Here. Here, seën selfs, Hemelse Vader, Here. Here, die boodskapdraer van die oggend, Hemelse Vader, Here. Here, ek bid, Here, dat U sal oplig, Hemelse Vader, Here, en krag sal gee, Hemelse Vader, Here. Here, om U woord te sal bring, Hemelse Vader, Here. Here, ek bid en vra, Hemelse Vader, Here. Here, daar is die gehoor van vanoggend, Hemelse Vader, Here. Here, gee hulle geopende ore, Here, ontvanklike harte, Here. Here, gee hulle rein harte, Hemelse Vader, Here. Here, en 'n skoon gewete, Hemelse Vader, Here. Here, sodat hulle die woord van U sal plaas, Here. Here, in hulle harte vanmôre, Hemelse Vader, Here. Here, ek bid en vra, Hemelse Vader, Here. Here, steek haar weg agter die ou ruwe kruis, Hemelse Vader, Here. Here, dat hulle nie vir haar sal sien nie, Here, maar dat hulle U sal sien in haar, Hemelse Vader, Here. In die naam van Jesus, Here. Amen. Amen. Ons kan ons sitplek inneem in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ek groet prys die naam van Here. Ek lyk nie so hoog staan in die wêreld nie. Ek groet ons pastoor, ek groet ons broer Dien. Iedereen elders wat groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Self ons musikant is gegroet prys die naam van die Here. Nou prys die naam van die Here. Ek wil vir julle sê die vaders 'n geseënde Vadersdag. Mag die Here julle seën op 'n bonatuurlike wyse. Nou dit laat my dink pastoor
toe Dawid skryf, hy sê in Psalm 121, hy sê, ek slaan my oë op na die berge, hy sê, waar my hulp vandaan kom. Nou jy weet wanneer die pastoor, president van die Here, die vader van die gemeente, na die Here toe gaan, dan is dit soos Dawid skryf. Dawid sê, hy slaan sy oë op na die berge, because so hy het 'n volk broeieldien, wat op sy skouers, wat hy dra, president van die Here. Dis hoekom, as hy die skrif, president van die Here vir Gideon, luister die Gideon, vat die manne na die water toe. Nou dis die plig van die pastoor, om vir ons te vat, en ons te leer broeieldien, om te weet, wat dit beteken, om die Here te dien, president van die Here. Nou ek is bevoorreg, president van die Here, om die woord vanmôre te bedien. Ek lees uit Handeling 22, ek president van die Here, as julle hierna sal bly, president van die Here. Nou, ek gaan 'n spesifieke een lees, maar die opskrif van die skrif sê, Paulus vertel van sy bekering. Nou, as jy hom lees, sal jy uitvind, dat Paulus is besig om hier te verduidelik, dat hoe hy gekom by die plek waar hy is. En terwyl hy verduidelik, president van die Here, gaan ons lees by versie 10, president van die Here Jesus Christus. Ons lees by versie 10, waarvan hy sê, kyk, hy het nou verduidelik, toe hy sien, hier op die pad, was daar 'n groot lig, president van die Here. Die pad na Damaskus toe, president van die Here, het hier 'n lig vir Paulus blind gemaak, president van die Here. Die tyd toe sy nog Saulus, president van die Here. Maar hy lees hier so, president van die Here, sê Paulus, hy sê hier van versie 10, toe vra ek, wat moet ek doen, Here? Die Here sê toe vir hom, vir my, staan op en gaan na Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word, wat God bepaal het, dat jy moet doen, president van die Here. Nou ons gaan staan by die vraag, wat Paulus vra, Here, maar wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Nadat hy nou blind is, broeieldien, het hierdie man 'n vraag vir die Here, president van die Here. Baie keer, president van die Here, broeieldien, sit ons dan met ons die Here vra, dink jy hoekom dinge in my lewe nie wil in orde kom nie? Here, wat moet ek doen as 'n individu? Baie keer hou ons nie van die antwoord, pastoor. Amen. Wanneer ek my antwoord kry nie. Maar hier kry Paulus hom nou, om te sê, ek dink as die ander vertaling, pastoor, sê, dat hy moet opgaan na Reguitstraat toe. Wat moet ek doen, sodat my huis kan in orde kom? Die vraag is altyd deur dat ek moet persoonlik introspeksie doen, om vir myself te kan vra, en dan vra ek vir die Here, Here, maar wat moet ek doen, as die omstandighede so is? Here, wat moet ek doen, wanneer die siekte in my huis ingetree het? Baie keer hou ons nie van die antwoord nie. Baie keer antwoord die Here ons met Exodus 14, waarvan hy vir jou sê, dat jy moet stil word. Maar dan wil ons nie stil word nie, maar dan wil ek antwoorde soek, as ek kom by die kerk, dan wil ek vir Suster Maria vra, Suster Maria, ek het hierdie probleem, maar die Here het my geantwoord. Hy het gesê, wees stil. Broeieldien, dis 'n vraag, wat Paulus die Here vra. Here, wat moet ek doen?
sodat my huisgesin gered kan word. Baie keer is dit wanneer ek te veel praat, ek skel te veel Broeldien, nou wil Troy nie na die Here toe kom nie, maar dan sê die Here vir my, Portia, jy moet stil word. Maar dan kan ek nog nie stil word die Broeldien, want uit gewoonte uit. Yes, Lord. Dan vra pastoor die Here, Here, maar hoekom gaan dit so met my gemeente? Wat moet ek doen as die leier van die gemeente? Dan as die Here vir pastoor antwoord om te sê, soms moet jy net stil word. Jy hoef nie aldag te praat nie. Want ek is hier om die stryd te kan stry. Prys die naam van die Here. Dis hoekom hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Want wil jy Broeldien, wanneer jy hierdie vraag van die Here gevra het, dan moet jy wag op die antwoord wat die Here vir jou gee. Baie keer is dit so moeilik, Suster Maria, dat jy moet sit aan hierdie omstandighede. There's no way out, because why? Die Here moet gebewys word. Dis hoekom, dan moet stilte is. Selfs in die kerk, Broeldien, moet daar stilte is. Selfs in jou geestelike lewe, moet daar stilte is. Dat 1 jaar, het hierdie vroukie 2 kinders verloor, binne 3 maande pastoor. En haar eerste dogter sterwe Februarie. En hier in my man sterwe die babiekie dogter. En sy sit daar, en almal kom in. En almal is besig, pastoor, om haar te troos. En almal sê, nee, die Here ken die hoekoms en die waaroms. Jy moet stil word. En jy moet nie so baie huil nie. En ek sê vir die dag, Broeldien, dat daar kom 'n tyd, wanneer jy met die Here vra, dan hoekom moet dit met my so gaan? Sodat God kan vir jou antwoord gee, hoekom hierdie ding in jou lewe plaasgevind het. Dis hoekom Paulus vra vir die Here, Here, wat moet ek doen? He didn't ask anybody else. He didn't ask his mother, he didn't ask his soldiers, he didn't ask anybody he was walking with. But he asked God. He's like, God, what must I do? So die vraag van môre, dierbares, is, moet u vir die Here kan vra, Here, wat moet ek doen om myself in orde te kry? Here, wat moet ek doen, Provincial, sodat my gemeenskap gered kan word? Wat moet ek doen as 'n individu? Dis nie 'n saak van ons nie, maar dis 'n saak tussen ek en die Here. Wat moet ek doen? Amen. Sodat Ramaphosa kan gered word. Amen. Wat moet ek doen? Sodat Trevor kan gered word. Baie keer as die fout nie te seer by Trevor nie, maar ek, omdat ek nie kan introspeksie doen nie, sien ek altyd hier, dat Fiona is die probleem. Yes, Lord. So, ons sal moet opbeweeg na die berg toe, waar ons hulp vandaan kom, sodat ons kan die Here vra, wat moet ek doen, sodat dinge kan verander. Dalk is ek die probleem. Dis wat Jonah gesê het. Toe sê Jonah, gooi vir my af. Because he admitted that I am the problem. So introspeksie is baie belangrik. Ons is nie aldag reg nie. Ons is nie aldag ek wat reg is net ek wat kan sê nie. Dis hoekom ons moet kan vir die Here vra, Here, what must I do sodat my kinders kan lief is vir mekaar? Dalk is ek
geantwoord het, doen dit ek nooit. Because wat die Bybel sê, toe Saulus kom by Ananias, toe sê Ananias vir hom, laat jy jou eyesight terugkry, en hy het gesien. It's because why this man had to do introspection. Hy moes blind opgaan na die berg toe, waar sy hulp vandaan kom. So vanmôre dierbares, is dit belangrik dat ons met die Here vra, Here, wat moet ek doen, sodat die kerk kan gered word? Wat moet ek doen, sodat my huisgesin in orde kan kom? Prys die naam van die Here. Ons gaan opstaan, ek is klaar, prys die naam van die Here. Dan gaan ons 'n lied sing, prys die naam van die Here. En wanneer u daar staan, en dan vra die Here, dat Here, wat moet ek doen? U ken u self. U ken wie u is. Ons kan nie vir u sê, wie as u as Suster Berlin, maar as u introspeksie kan doen. Ons gaan opstaan en sing ons die lied. Prys die naam van die Here. Hy is nog dieselfde Jesus. En dan doen u introspection. En dan vra u die Here, Here, wat moet ek doen om my pastoor te kan help? Wat kan ek doen om vir broer Aldien in te kan haak? Wat kan ek doen om my gemeenskap tot redding te kan bring? Dank sê die Here vir jou, jy bid te min, broer Aldien. Dank sê die Here vir jou, jy het 'n hoogmoedige gees. Dank sê die Here, jy het 'n ligsinnige gees. But then you need to respond to when God says you must go. Want die Here sê vir hom, gaan op na Reguitstraat toe. Sê nou, hy is nog dieselfde, de Jesus. Hy is nog dieselfde, Jesus, die wonder, Jesus, ons prys sy naam, hy is nog dieselfde, Jesus, hy bly dieselfde, Jesus, I give wonderland, Jesus, as die introspection gedoen het, ons het vir pastoor en koor, en as al die man van die Here vir die bid, prys die naam van die Here. Somtyds broer Aldien, moet jy jouself kan vra, hoekom kom ek nie oor die weg met my neighbors sien? Here, wat moet ek doen? The Jesus, die wonder werkende Jesus, ons leer hom aan, ons prys sy naam, hy is nog dieselfde Jesus, hy is nog dieselfde Jesus, die wonderlik, halleluja, ons halleluja, ons is nog dieselfde
It's not easy to be a father in this day and age. Our children become rebellious. Our children love the things of the world, and they bring shame to the house. We are embarrassed because of the things our children are doing. And this morning I want to pray especially for the fathers. Die vaders. Ons lewe in 'n tyd, geliefdes, die government sê die kinders het regte, en ons as ouers word sometimes gefrustreerd deur die dinge wat die kinders doen. But this morning I want to pray for the fathers. First for the fathers. Ek gaan nou saam met u bid, dierbare sisters. Ek gaan nou saam met u bid. Net 'n oomblik. Just bear with us, because it's not Father's Day by mistake. And we are not here by mistake. God has brought us to this place so that we will ons moet die liefde van die Here, die geduld van die Here, die liefde van die Here teenoor ons kinders uitspreek. Halleluja. Ek wil die Vader self. Vader, ons kom na die naam van Jesus. Here, u ken elke een van ons as ons voor u staan. Dit is verborgen voor u nie. U ken ons uitdagings, u ken elke een van ons. En vanmorgen, Here, leg my hand op my broer en ek bid dat die Here ons seën. Die uitdaging wat hy dagelijks deurlaat. Here, gee hom krag, gee hom insig, gee hom wysheid. Is nie maklik nie, Here, met al die gewoel van die wêreld bid ek vanmorgen. En ek sal my broer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat hy sterk sal staan, terwille van die evangelie, terwille van sy kinders, terwille van die wêreld wat hom kyk, mag die Here hom versterk, in die naam van Jesus. Ek sal my broer vanmorgen, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, mag die Here se wil geskied oor sy lewe, mag hy suksesvol wees, in die roeping wat hy hom geroep het. Mag die Here sy voorkop versterk, dat hy nie sal luister, Here, wat gesê word, maar Here, dat wat u in hom geplaas het, dat hy dit sal doen ten beste van sy vermoë, in Jesus naam. Seën sy huis, seën sy kinders, seën Battekapstraat, Here, deur sy teenwoordigheid, in die naam van Jesus Christus. Die woord sê, Here, die huis van Farao, die huis van Potifar was geseën, deur die teenwoordigheid van Joseph. So bid ek, Here, dat die straat Battekap sal seën, deur sy teenwoordigheid in Jesus naam. Vader, ek sal my broer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die uitdaging wat ons as vaders het teenoor ons kinders, Here, gee ons krag, gee ons wysheid, dat ons Here nie moedeloos sal word nie, in die teleurstelling wat ons kinders bring, dat die Here ons sterk sal maak en voorspoedig, in Jesus naam. Seën sy huis, seën Here sy familie, in die naam van Jesus Christus. Vanmorgen, Here, die selfde sal seën, en beskerm en bewaar, die uitdaging van die Here, vrees dat die Here ons seën en besoek en beskerm, in die naam van Jesus Christus. Saam van vanmorgen, Here, met die doel daarop dat die Here ons sal seën en die Here ons versterk, in Jesus naam. Uitdaging wat hy vrees, Here, met hy weet dat hy sal dit nie alleen vrees, want die Here sal saam met hom wees, en die Here sal hom wees. Die Vader, ek sal vanmorgen Steven in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
wat die Here ook die uitdaging wat hy wys om krag gee en sterkte. Hy sal nie blink en nie straal. Here, dat hy terwille van sy kinders elke, my God, Here, die woord van U sê, dadelijk, my God, Here, Goliath verslaan. Maar Here, daar was al die ander reëse wat hy nie kon verslaan het nie. En so bid ek dat die Here hom krag sal gee, dat hy al sy uitdagings oorbrug, terwille van sy kinders, en Here, terwyl die roeping van die Here op sy lewe is, sal voorkom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige. Maar sy werk voorspoedig in Jesus' naam. Amen. U kan kom, die baas. Kom en doen. You'll see, it's not by mistake that you are here. God has a divine plan for your life. Die Here het 'n plan vir jou lewe. En geen wapen wat teen jou gesmeed is sal voorspoedig wees nie. Die Here sal jou oprig en die Here sal jou versterk. Die Here sal jou voorspoedig maak en die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En ek bid vanmôre, Here, dat jy dit wat jy mee struggle, Here, dit wat jy bekommernis is, dit wat jy vrees is, dat die Here hom krag gee en oorwinning in die naam van Jesus Christus. Maak hom die kop, Here, en nie die stert nie, in Jesus naam. Hy is vanmôre meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Baie dankie, Here. Amen. Vader, ek sal vanmôre Suster Berlin in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag U wil duidelik word vir haar lewe. Mag sy, Here, versterk word en dit wat die Here in haar geplaas het, dat die beste van haar vermoë sal doen. Dat sy nie sal ag gee op die stemme wat teen haar sal praat nie. Dat Here, dit wat jy voor geroep het, ek bid dat sy gesond sal wees. Dat die Here haar liggaamlik sal bedien met genesing in Jesus naam. En die Here elke plan van die bose sal afweer. Ek bid, Here, sodat die woord sê, beskerm haar van voor, van agter, in die naam van Jesus Christus. En wanneer sy op haar bed lê, en die dinge wat U bepeins, dat die Here haar openbaring sal gee, in die naam van Jesus Christus. 'n stem sal aan jou oor sê, jy moet hierdie weg gaan, en luister na die woord, dat die Here op jou hart sal lê, in Jesus naam. Vader, ek bid vanmôre vir Lisbeth, dat die Here haar seën, en dat die Here haar versterk, dat die krag van die Heilige Gees oor haar 'n werklikheid word. Dat sy dit wat sy vergeer, dit wat sy verlang, dat die Here dit vir haar doen, en my God, Here, spoedig sal doen, in die naam van Jesus Christus. As dit is liggaamlike genesing, mag die Here dit spoedig doen. As dit is, Here, deurbraak, mag U dit spoedig doen. As dit is, Here, finansiële deurbraak, mag die Here dit spoedig doen, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Familie en sy kinders, seën hulle in die naam van
gifting dat is vir ons. As hy geboren die Here, die gawe wat die Here gaan plaas in ons land wakker. As hy voorspoedig sal wees. En as hy is, my Vader, 'n nag sal nie wat mense van ons sal sien, maar as hy die wil wat die Here sal doen, dat die beste van ons vermoed. Via krag, Here, via wysheid en via insig. In die heilige naam van Jesus Christus. Ek sal vir die werk van die Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sal vir ore, dat hy sal hoor wanneer die Here sal praat. Ek sal vir hande, dat wanneer sy vir mense sal kom wat siek is, hulle gesond sal word, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here seën ons. Amen. Kom. Okay. Baie dankie vir alles. Amen. Amen. Gabriel, come here. In the oven? Where's the oven? And Junior? Junior is asleep. Sit down.
help them, let them come and meet you. Because you are the Alpha and Omega. Yes, Lord. You are the beginning and the end this morning. Father Lord, I just want to say thank you for a wonderful service this morning, Father Lord. Lord, your word goes out this morning, Father, and say, what must we do? What must I do right now, Father God? Help us to do something this morning, Father God. Here, gee ons die antwoord wat ek moet doen vanmiddag, my Vader. Here, van daar is 'n onbekende week wat voor lê, Here. Here, van U weet wat dit inhou vanmôre, my Vader. Here, kom seën ons nou verder, my Vader. Here, as ons nou hierdie dag sal aanpak, my Vader, kom seën die dag, my Vader, saam met ons families, my Vader, in Jesus Christus, my Here. Here, as ons op die pad moet wees, my Vader, die ons op die pad moet wees dat hulle veilig sal wees vanmiddag, my Vader, in die magtige naam van Jesus Christus, Here. Kom seën nou ieder en elkeen vanmiddag in die magtige naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Woensdag aan te bid die As ek dan so kan uitkom, woensdag sal nog nice wees. Ek lyk as het so is, dan is het meer krachtig. En hulle sê ons moet daarvoor in die betrekking is. Dan sal die Heilige Gees wat ons kom neerdaan. Dan sal ons praat die tale van engele. En die Here sal julle sê, kom ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van die Here Jesus Christus gaan. Bly met ieder en elke enetjie. Almal wat sy verder kom, so wat sê saam met my. Amen. Het is al gesnapt, daar word jy beland. Ja, wat soek wat